baie plan nie hoor. Maar in elk geval, ons dank die Here vir 'n wonderlike tyd en 'n wonderlike geleentheid. Ek wil vir almal sê wat betrokke was by die dienste en so aan en wat ook net die bywoning gegee het gedurende hierdie feestyd. En ek glo jy het 'n wonderlike tyd in die Here beleef gedurende hierdie tyd en mag die Here u baie ryklik seën, die huis, die familie en elkeen van u so. Ons waardeer u en ons is bly dat u ook hierdie aand saam met ons meemaak. Amen. Het is nou 'n bietjie laat, ja, maar ons moet nou begin vinnig maak, want 12 uur moet ons klaarmaak. Kyk hoe bly is hulle nou. Sê Heer, kyk dankie tog, hy gaan 12 uur klaar wees. Hou net daarby, pastoor, hou net daarby. Maar nou ja, ons is so dankbaar teenoor die Here vir al die wonderlike guns en die genade wat hy gee en dat ons hierdie aand dan ook so kan uitgaan met die jaar 25 en kan ingaan in die jaar 26. Amen. Pomp die ou langs jou in die sy en sê, moenie slaap nie. Moenie so hard pomp nie, jy moet net liggies, maar as hy regtig begin die oë te val, dan moet jy maar hard slaan, ook. Maar prys die Here, dit is goed om weer in die huis van die Here te wees. Ons gaan die naam van die Here groot maak. Ek wil maar net aankondig dat hierdie Sondag wat nou kom, gaan Pastor Pieter Palmer nog hier wees. Jy weet, ek het nou my alles gegee vir die 1/11 van die familie. Nou gee ek weer hierdie laaste week nou net vir die ander deel van die familie. En aangesien Sondag nou so vinnig op ons is, gaan ek nou nie hier wees nie, maar jy moet hier wees hoor. Nou sê hulle, practice what you preach, hey? Okay, I will do it, maar watch my van daar af. Sal ons die ding vat en gaan die Here ons wonderlik en ryklik seën. So mag die Here u baie ryklik seën gedurende hierdie tyd ook en mag u 'n wonderlike nuwe jaar in die Here belewe terwyl u in 2026 dan ingaan. So ek gaan 'n bietjie met u praat oor 26. 6:26. Sê dis 2 en 6. Ek gaan oor 2 en 6 ook praat. Ag, doen nou. Jy weet, my kinders het al so geleer oor al my jare. Sê hulle, pa, wat preek ons? Wat preek jy? Jy weet, nou ja, ons begin maar altyd daar by die getalle en goed, maar in elk geval, so mag die Here u seën. Ek wil net vir u sê dat ons het sulke mooi kalenders, hulle is daar beskikbaar. As jy nie 'n kalender gekry het nie, asseblief kry ene, maar moet nou nie vir die kinders dit gee om jets te maak nie. Hulle kos ons R10 'n kalender. Ek weet nie, kos het ons baie geld, né? R10 'n kalender. Hoor, jy vat R10 van my vanaand, hoor? Maar jy kan 20 ook vat, want dan kan jy 2 vat, met een vir die kantoor. Ons is nie daar om jou te beperk nie, maar ons wil vir die sê, gaan hang dit op iewers en so aan. Weet jy, ek is wonderlik bevoorreg, dat ek het al by plekke ingestap, by besighede, heerlikheid, dan sien hulle hang ons kalender. Dan kyk jy, weet julle wie is daai gemeente in elk geval, jy weet. Maar in elk geval ons dan die Here, maar julle is almal baie welkom. Neem 'n kalendertjie daar en ons het genoeg gedruk vir almal. So jy kan ene vat en ons jong mense kan ook vat vir hulle kamers en so aan. So gaan hang dit daar op. En wanneer jy die kalender sien, bid vir Lighuis Familie Gemeente. Amen. Bid vir ons het dit nodig. En ons het mekaar eintlik baie nodig. Is dit nie waar nie? Dank die Here vir 'n gemeente, dank die Here vir mense wat saam met ons staan en saam met ons werk. Het ek genoeg gesê nou vir 'n inleiding? Ek dink nou moet ons begin sing. Alright. Ons gaan lekker saam sing en ons gaan die naam van die Here groot maak. En ek wil hê jy moet saam met my staan en dan gaan ons dit doen tot eer van sy wonderlike naam. En ek wil hê jy moet hierdie eerste ou liedjie saam met my sing. Kom ons bring hulde en ere aan Jesus. Amen. Dit is meer so 'n aanbiddingskoortjie, maar jy kan jou oë sluit, jou hande oplig. Dink so 'n oombliekie aan die jaar wat jy deurgekom het. Ag, weet jy, met ons het dit nie altyd goed gegaan nie. Maar weet jy wat, daar was altyd 'n God. Ek sê, daar was altyd 'n Vader in die hemel.
en hy is altyd daar vir ons. Halleluja. Sing dit saam met my tot eer van die Here. Halleluja. Kom ons bring hulde en eer aan Jesus. Voor hulde en eer aan hom. Kom ons bring hulde, kom ons bring eer en hulde en eer. Sê dit weer, kom ons bring hulde en eer aan Jesus. Voor hulde en eer aan hom. Kom ons bring hulde, kom ons bring eer. Sê hulde en eer aan hom. Sê weer, kom ons bring hulde, eer aan Jesus. Hulde en eer aan hom. O, kom ons bring hulde, kom ons bring eer. Sê hulde en eer aan hom. Ai, ons moet sê, kom ons bring hulde en eer aan Jesus. O, hulde en eer aan hom. Sê kom ons bring hulde, kom ons bring eer. Sê hulde en eer. Sê dit weer maar. Sê kom ons bring hulde en eer aan Jesus. O, hulde en eer aan hom. Life is worth a living just because He lives. Hallelujah, hallelujah. Vader, ons dank U in hierdie aand dat ons weer die genade gevind het om aan die einde van 2025 te kan staan. Ons gaan begin met 2026. Wat dit inhou, weet ons nie. Maar U weet alles. U ken alles en U verstaan alles. Dis daarom dat ons met nederigheid van hart voor die aangesig van die Here kom. En ek wil sê, Here, ons het ook gefouteer, partykeer gefaal, partykeer nie gewees wat God wou hê nie. Maar ek dank U dat ons die genade kan vind in Christus Jesus. Dat ons weet, Here, wanneer ons 'n fout maak, ons net na U toe kan gaan en sê, Here, help ons, vergewe ons. En help ons in die jaar wat voor lê, om die pad saam met U te loop. Die weg te volg wat U ons op wil lei. En die deelname daar te stel, dat U nommer 1 in ons lewens sal wees. Here, ons wil U nommer 1 hou. Niks in die wêreld is meer belangrik as ons God nie. Daarom bid ons nou die seën oor hierdie mense en oor die gemeente en oor hulle wat ook nog op vakansie is en hulle wat ook vanaand nie kon ry om hier te kon wees nie. En ek weet daar is sulke mense wat verskoning gemaak het. Maar ons bid dat die Here met hulle sal wees en ook hulle genade op die pad sal gee en die guns van die Here oor een en elkeen sal wees en oor ons sal bly. Ons bid dit alles, Vader, in Jesus se mooi naam en almal sê amen en amen. Prys die Here. U kan nie sitplekke neem. Ek glo u is nou mooi wakker. Amen. Nou ja, ons gaan begin en geliefdes, ek wil nie dit begin sê. Jy moet onthou wanneer ons die woord van God predik en die woord vir mense voorhou, is dit nooit om jou te verveel, om jou tyd net te verdryf nie. Amen.
Ons wil sê, wanneer ons die Bybelboek lees, wil ons sê, wat sê God? En wat wil God vir my sê? Wil jy nie net jou hand so opsteek en sê, Here, wat wil U vir my sê? Amen. Jy weet, ek het baie oor die vakansie, dan dink 'n mens maar oor dinge, jy dink 'n ou net vakansie, maar waar ek loop en waar ek beweeg, is jy maar die hele tyd ingestem, wat praat God? Wat wil God sê vir die nuwe jaar? Die tyd wat voor lê, jy weet, 'n mens begin as te ware altyd maar worstel met die woord, en jy hou vas aan God, sodat hy iets kan sê, om jou te kan help, om my te kan help. Ek gaan nou gou meer daaroor praat, so ek moet nou nie die inleiding te veel lank maak nie, maar laat ek eerder begin, om met u te praat oor die woord van die Here. Nou ek het die Bybel oopgemaak op 'n stadium daar op vakansie, en my oog het op hierdie skrif geval. Dit is eintlik 'n deel wat ek by Clemens wou gepreek het, maar ek het toe nou op 'n ander tramp toe daar gegaan, maar ek wil hierdie graag vir u voorhou, en dit is in Jesaja 45, die 11de vers, en hoor nou hoe begin dit, jy moet dit eintlik saam met my sê, so sê die Here, sê dit lekker weer, so sê wie? Die Here God, so sê die Here, hoor nou wat sê die Here uit sy onfeilbare woord, dan sê hy, dit is jou formeerder wat met jou praat, dan sê hy, vra my aangaande die toekomstige dinge, met ander woorde, ek en jy kan God vra aangaande 2026, amen, jy kan my vra, sê die Here, aangaande dit wat nou voorlê, want dit is wat ons graag wil weet, Here, wat is dit wat voorlê? Jong, ek gaan probeer mooi met julle praat, en nie 'n preek hier afsteek nie. Ag, julle te min amies, ok, dan gaan ek maar preek, dan moet ek maar hellfire en brimstone gee. Luister, ek wil net met u mooi praat, en ek wil hê u moet die dinge mooi verstaan. Luister, hy sê, so sê jou formeerder, vra my aangaande die toekomstige dinge, en hoor wat sê hy dan, en wanneer jy my vra, vertrou die dinge van my hande, sê die Here, aan my toe. Met ander woorde, wanneer ek God vra oor die jaar 2026, dan sê die Here in dieselfde deel, so sê ek die Here jou God, al wat jy moet doen is, vertrou dit aan my toe, sê die Here. Ag, ek dink dit verdien 'n groter amen as dit. Halleluja, kom op. Vertrou dit aan my toe, sê die Here. Nou kom die tweede vers, en die 6de vers, ek gaan nou die tweede vers, en die 6de, dit maak ons nou 2 en 6. Hallo, jy weet, ek is baie gecompliseerd hier so, jy weet, jy moet nou die 26 kry, vers 2 en vers 6 koppel ek aan mekaar. Jong, nou wil almal die Bybel begin gryp en lees wat, ok, hier kom het. Hy sê, ek self, sê die Here, sal voor jou uitgaan, en hoogtes gelyk maak. Ek dink dit moet 'n groter amen gekry. En koperdeure sal ek verbreek, en ystergrendels gaan ek stukken slaan. Vers 2, nou vers 6. Sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van die ondergang af, dat daar buiten my, sê die Here, geen een is nie. Ek is die Here, en daar is geen ander buiten my. En dit is hier die Here wat sê, ek gaan die grendels en die koperdeure gaan ek verbreek. Jy sien, nou wil ek klaar begin preek. Ek gaan dit doen, sê die Here. Hy sê, ek gaan voor jou uitgaan. Dit gee iets lekkers in my hart. Ek wil vir jou sê, don't worry, God is with us. Halleluja. Hoor nou mooi,
wanneer jy kom by getalwaardes. Nou uit die Hebreëusheid weet ons dit almal, dat die alfabet het sekere letters, en die letters het almal getalwaardes. Met ander woorde, wanneer jy sekere dinge vat, en jy sit dit by mekaar, dan gaan jy sien aan die einde van die dag, dit maak 'n sekere getal op. Nou ja, nou weet jy nou klaar waarna toe ek mik. Nou kom ek sê nou vir jy, wanneer jy kyk na die getal 1, dan gaan jy dit kry daar in Deuteronomium 6, dat die Here sê, ek is 'n enige God. Met ander woorde, daar is net een God, en daar is geen ander God buiten hom nie. Amen. Die tweede getal wat jy kry is getal 2. Die 2 beteken altyd getuie. Wanneer jy 'n getuie sal wees, die Bybel sê daar in Matteus 18, waar 2 saamstem oor 'n saak, dit sal hulle te beurt val. Dit is altyd goed as 'n man en vrou saam kan bid. Want wanneer hulle saamstem, amen, is dit uit die getal 2, en waar 2 dan saamstem, sal dit hulle te beurt val. Die getal 3 het te doen met Elohim, en Elohim is natuurlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die getal 3. Met ander woorde, die getal 3 simboliseer vir jou en my dan juis die drie-enige God. Die getal 7, wanneer jy by hom sal kom, en ek noem net gou so 'n paar, beteken volmaak en voltooi. Jy sal sien in Genesis 2, sê die Bybel, nadat God alles geskep het, en hy dit voltooi het gekoppel met die getal 7, wanneer alles voltooi en volmaak is. Jesus se getal is ook op die getal 7 wat dit uitkom. En dan die getal 8 is 'n nuwe begin, new beginnings, en dit kry jy in 1 Petrus die 3de hoofstuk, en dan sal jy byvoorbeeld ook dit kry daar in die Ou Testament, waar Noag, sy vrou en sy huis, waarvan 8 siele deur water gered is, en hulle 'n nuwe begin gemaak het. Amen. Nou, die getal 26, waar is ons nou? Nou dit is God ons Vader se naam se getal. Wanneer jy kyk na die groot ek is, en dit is die Jod, Hei, Vaf, Hei in die Hebreëus uit, en wanneer jy daai letters vat en hulle getalwaardes, dan werk dit uit op die getal 26. En weet jy wat symboliseer dit vir jou en my vanaand? Dit symboliseer, punt nommer 1, God se teenwoordigheid, want God is God. En hy is alomteenwoordig, en nommer 2, dit symboliseer sy krag wat hy het. En nommer 3 is dit die verhouding wat hy koppel met sy kinders, en dit vorm die fondasie uit 2026 vir die kinders van die Here. Halleluja. Kan ek dit net weer vinnig sê? Sy teenwoordigheid met ons, sy krag met ons, en sy verhouding wat hy met sy kinders het, en uit die getal 26 spreek dit uit die grootheid van die groot ek is. Jehovah, die God wat 'n waarde het van 26, en wanneer ek kyk na 2026, wil ek vir u sê, die God van die hemel, die enige waaragtige God, sal sy teenwoordigheid met ons maak, hy sal sy krag aan ons openbaar, en hy gaan 'n verhouding in hierdie jaar met jou en my bou. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Halleluja. Hy wil 'n verhouding met jou en my bou. Amen. Wat beteken dit alles? Nou goed, dit beteken vir my en vir jou dat God is naby. Dit beteken ook vir my, God is met ons. En dit beteken ook vir ons, God is in beheer. Dit is vir my lekker om dit te weet. Nou, wanneer ek dit so opsom in die getal 26, dan wil ek sê, God is Immanuel, hy is God met ons. Verder wil ek sê, as jy op God bou, sal jy nie vrees vir dit wat voor lê nie.
En verder wil ek dit opsom om die sin om te sê, kan jy God se seëninge verwag? Weet jy, hoe kan jy dit verwag? Luister nou mooi, ek jou gou nou 'n bietjie help met die dinge hier vir 2026. Jy kan dit verwag in jou tydelike. Amen. Want die Bybel sê, God wil hê, dit moet met ons in alles goed gaan. Met ander woorde, jou tydelike wil hy seën, want hy is God. En hy sê, ek openbaar my in 2026, sekerlik deur die getal ook, wat my naam beskrywe, dat ek God is, die waaragtige. Met ander woorde, tydelik wil hy jou seën, maar weet jy wat? Hy wil meer as dit jou geestelik ook seën. Kan ek 'n amen kry? En dan wil ek ook sê, ek kan God glo, omdat hy my tydelik en geestelik wil seën, dat ek kan God glo, dat hy vir my en jou 'n uitkoms gaan bewerk. Jy moet nie uit die oog verloor van Jesaja 45 nie. Ek self sê die Here gaan voor jou uittrek. Ek gaan die koperdeure breek en die ystergrendel stukken slaan. En ek gaan die een wees wat hy sê, wat ek daar is en geen een is buiten my nie. En ek is die Here en daar is geen ander ene behalwe ek nie. Met ander woorde, daar's niemand anders, hoor nou mooi wat ek vir u sê, daar's niemand anders wat jou kan help behalwe God nie. Halleluja. As ek my hoop daarop sit, en daarom wil ek hierdie 2026 met hierdie dele ingaan. Nou goed, nou wil ek vir u sê, alles begin met God. Kan ek 'n beter amen kry? Alles begin met God. Jy sien, die vraag is dit, wat is God se plan vir my en ook vir jou in 2026? Nou ja, baie mense is doelloos in hierdie lewe. Jy weet, hulle is doelloos, gaan hulle net in 2026, ek wil nou nie name noem nie, maar ma vertel my nou, terwyl ek aan die Kaap is, toe sê sy, "Ai, my seun het nou die nuwe meisiekie." Sy sê, "Maar ek weet nie, jy weet, hulle is mense wat die Here wil dien." En nou sê sy, die meisie het hom 'n WhatsApp gestuur en gesê, "Vir wat wil jy nou in 'n kerk sit op Oujaarsnag, terwyl ek wil hê, jy moet saam met my op die strand gaan loop?" Jy sien, vir baie mense is doelloos, rigtingloos in tye soos hierdie. Jy weet, party ouens se hele ding hang vanaand aan 'n cracker om te skiet. Hallo. En 'n vuurpyl om te launch. Prys God, ek wens die sy hart wil in hy ding vashit, dat hy hemelwaarts. Okay. Dit het net uitgeglip daai wat ek nou gesê het. Ek het nog nie gedink ek moet dit sê nie, maar nog net geglip. Maar luister, vir ouens gaan dit om 'n glasie te klink van 'n bier en 'n ding, en jy weet, ek sê nou maar, en sê baie dinge, maar kom ek sê net vir jou, baie mense gaan hierdie jaar weer in doelloos. Doelloos. Dis soos daai tannies wat jy kry, jy moet hulle check, hulle het nou geëet nou maar Kersfees en Nuwe Jaar, en ek sê vir jou sê, nou voel hulle eerlikheid, nou jy sal hulle sien, nou volgende week kan begin hulle te draf. Die draffer hou net 1 week. Sê nee, wat, hier is someone else's. Luister, dis so baie mense in die ding ingaan. Ek wil sê, dis so doelloos, maar hoor nou mooi, ek wil vir u sê, as jy God verstaan, hierdie groot ek is, hierdie Jehovah, Yud-Heh-Vav-Heh, wat 26 uitspel, en jy verstaan hom, en jy verstaan sy plan wat hy vir jou het, hoor my, dan wil ek sommer sê, punt nommer 1, gaan jy minder stres hê. Jy gaan jou energie reg begin gebruik. Come on. Jy gaan jou besluite meer vereenvoudig
en jou lewe sal begin betekenis kry. Hoor my, sonder God in die prentjie het jou lewe nie betekenis nie. Dit sê ek nie vir jou nie, ek sê dit vir my en ek sê dit vir elkeen wat dit hoor. Jy moet God in die prentjie kry, dan begin jou lewe betekenis kry. Wow! En weet jy wat, ek wil dit ook nog sê. As jy God verstaan, sal jy jou voorberei vir die ewigheid. Ja. My inleiding wil ek dan hê jy moet verstaan. Vir 2026 is daar 3 punte wat ek nou gou weer wil aanraak. Punt nommer 1 wil ek sê, jou lewe is beplan voor jou geboorte. Jy moet dit nie vergeet nie. God sê so. Voordat jy daar was, het God geweet van jou en my. Die tweede ding wat ek wil sê is, jy moet nie net weet dat God het jou beplan nie, maar jy moet ontdek wat God in store het vir jou. God het nie net 'n plan nie. God wil hê, jy moet die plan ontdek. Vir wanneer? Kom ek sê vir jy, vir nou en vir die ewigheid. Halleluja. Jy sien, en dan wil ek sê in die derde plek, laat God deur die Heilige Gees jou denke begin aanraak, en so sal ons dan ons lewenspatroon begin verstaan, volgens dit wat Paulus skrywe in 1 Tessalonisense 5:23, hy sê, mag jou gees en jou siel en jou liggaam onberispelik bewaar word, tot wanneer? Tot by die wederkoms van Jesus. Met ander woorde, God berei jou vir nou, maar hy berei jou ook voor vir die ewigheid. Kom ek sê dit weer, wat belangrik is onthou in 2026, God het jou beplan. Amen. Maar God wil hê, jy moet ontdek wat hy in store het. Jy weet, baie mense is maar net hier. Hallo. Kom aan, ek gaan nou mooi met jy praat, jong, nou het ek eers begin. Alles begin met God. Nou hoor wat sê die Bybel, en ek sal die oorloosie ophou, moet nie worry nie. Kolossense sê so, en ek begin by die eerste hoofstuk, en ek lees net gou die woord van die Here. So sê die Here, sê dit saam met my, so sê die, kom aan, ek hou jou net 'n bietjie wakker, so sê die Here. As jy die Bybel lees, dan weet jy, so sê die Here. Amen. So ek lees nou vir jou, wat sê die Here vir die 2026 en die tyd wat voor, Kolossense 1, en ek lees vir die vers 17, hy sê so, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Halleluja. Wie is die beste van God se skepping? Die mens. Die mens is die groot kroondeel, omdat ons juis geskep is na die beeltenis van God. Nou sê hy so, hy sê, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Luister, jy sal nie 'n bestaansreg hê, as dit nie vir die guns en die genade van God is nie, want hy het jou beplan, maar die groot ding lê hierin, jy moet ontdek. Kom op! Hy het jou nie net beplan nie, jy moet ontdek, wat is dit wat God, daarom kom hy nou sê so, ons dank die God en Vader in die 3de vers, van ons Here Jesus Christus. Nou kom hy so, en dan sê hy in die 16de vers, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is. Weet jy wie is dit? Dis jy en ek. Alle dinge is deur hom geskep en geskape, en hy sê sienlike en onsienlike, trone, heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskep en geskape. Alles is
geskep vir God. Met ander woorde, omdat hy jou en my beplan het vir 2026. Luister, maar is dit tyd, meneer, dame, en jy wat oor televisie na my kyk, laat jy sal weet, jy moet begin ontdek hoekom God jou beplan het. En wense kan het inbrand en aandruk. Nie net in jou nie, in my ook. Want Becky Mans wil nie net weet, ek is beplan nie, ek wil ontdek hoekom is ek beplan. Steek jy ons op, sê amen. Of sê Eina, ok, moenie worry nie, gaan net aan. Daar is 'n baie groter lewensdoel as net die normale wat jy in lewe, en as dit wat jy begryp. Jy sien, jy moet begin sien, meneer, dame. Jou mens, jy moet begin sien in 2026 wat God wil hê. Jy moet sien wat hy in jou kan sien. Ek wil sê, jy het 'n groter lewensdoel. Daar is dinge in hierdie lewe, weet ek, wat jou maar partykeer ook laat kopkrap, is dit so? Daar is dinge in hierdie lewe wat baie keer so onverstaanbaar is. Dinge wat jou lei na 'n soektog en jy weet, jy worstel en jy gaan deur die dinge en jy wonder. En dan wonder jy baie keer, hoekom leef ek? Hoekom is ek hier? Hoekom het God my gebring aan die einde van 2025 en weer vir my 'n bepaling gegee van 2026? Jy sien, mense, hoor nou mooi wat ek vir u sê. Mense is baie selfgesentreerd. Amen. Staan gou op. Steek jou hande net so op. Prys God, sit. You wake. Okay. Ek het nie gesien, iemand het geslaap nog nie. Maar ek het net seker gemaak. Baie mense is baie selfgesentreerd. Onthou dit. Onthou dit wat ek nou vir u sê. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou vrede, jou geluk, jou drome en jou doel wat jy altyd wil bereik nie. Verstaan dit. Alles begin by jou Skepper. Wat sê Jesus? Hoor wat sê hy? Hy sê in Matteus 6:33, soek jy eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, en dan sal hierdie ander dinge vir jou gegee word. Dan sal jy werklik begin sien, Here, maar daar's vrede. Dan sal jy geluk begin belewe. Jy sal jou drome en ideale sal jy kan begin verwesenlik. Alles begin by jou Skepper. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God. Jy moet hom eers in die hande kry. As jy hom het, sal jy agterkom, o Here, daar's soveel in stoor vir my. Wie kan getuig daarvan? Kom on. As soveel, wel 50%. Ek hoop hier aan die einde van die diens gaan ek die ander 50 hê. Luister nou mooi. Luister, broer en suster, my geliefdes. Wat sê Job 12? Onthou, ek gee vir jou wat God sê. Amen. Nou kom hy in Job, dis die woord, en ek lees vir jou, en hy sê so in die 10de vers. In wie se hand die siel is van alles wat leef, en die gees van alle menslike vlees. Met ander woorde, wat wil jy sê, Job? Jy sien, hy sê, of ons sê, alles begin by God, by die Skepper. En dan kom hy dat sê, in die 10de vers, in wie se hand, in sy hand is jou siel, en in sy hand is alle menswees, en jou gees, wat dan so onsterflik is. Onthou dit. Die Skepper
ken sy skepsel. Hy ken jou. Hy ken jou naam. Hy ken jou kleur van jou hare en jou oë. Ek wil jou sê, God ken sy skepsel. Dis daarom dat ek weet en jy weet, jy's beplan vir 2026. Maar hoor my, jy moet weer eens ontdek. En wanneer jy wil ontdek, read the manual. Hallelujah. Read the manual. Dis alles jy bestaan vir 2026 omdat God dit so wou hê. En net in God die Skepper ontdek jy jou eie identiteit, jou betekenis, hoekom jy hier is, en die doel waarvoor jy in hierdie lewe is, en die doel wat God vir jou het in 2026. Anders wil ek vir jou sê, is jy by 'n doodloopstraat. Cul-de-sac. Net in God, net in jou Skepper. Weet jy wat is jou identiteit, jou betekenis? Nou hoor nou kom Jeremia 17 en dan sê hy in die 7de vers. En hier het ek sommer hier geskryf 2026 oor vers 7 en vers 8. Hoor nou wat sê hy? Hy sê geseënd is die mens, wat sê hy? Ag, kom werk jy saam met my. Geseënd is die mens wat op die Here vertrou. Het jy dit al? Geseënd is wie? Sommer die normale. Nee, geseënd is die man en die vrou wat op die Here vertrou. En wie se vertroue die Here is, want hy sal wees in daai persoon soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en die vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen en in die jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou hy ook nie eers op om vrugte te dra nie. Wow! Ek gee nie om wat dit alles inhou nie. Of ons dalk 'n droogte op sekere terreine, sal jy dalk agterkom in hierdie jaar, omdat daar sekere dinge is waar jy ook 'n droogte gaan beleef. Maar weet jy, wie op die Here vertrou, sê die Bybel is soos 'n boom geplant by die waterstroom. Halleluja, en sy blad bly groen. En weet jy, al is daar nie water nie, dan sê hy nog, o heerlikheid, hy sal nog altyd die vrugte dra. Halleluja. Nou verder sê Matteus so, en dan kom hy hier in die 16de hoofstuk, oor wat sê God. Matteus 16, 25ste vers. Want elkeen wat sy lewe wil red, gaan dit verloor. So jy sien, God moet in die prentjie wees. Want jy kan doen wat jy wil en hê wat jy wil. Maar as God nie in die prentjie is nie, gaan jy dit verloor. En dan sê hy verder, hy sê, want wat baat dit 'n mens, al sou hy die hele wêreld wen, maar hy het aan sy siel skade gelei. Of wat sal 'n mens gee? Hy sê eintlik, wat sal die betaling wees? Hoeveel sal jy uithaal en betaal om net jou siel los te koop? Dat jy eendag weet waar jy op pad heen is. Luister kerk, luister mense, ek wil vir u sê 2026 lê voor, maar ek en jy moet baie versigtig wees, want God sê jy jaag te veel na ander dinge dalk, en weet jy wat baat dit jou as jy alles het
vir u sê, dit gaan nie net oor nou en oor 2026 nie, dit gaan ook oor die ewigheid. Dit gaan nie net oor jou nie, maar kan ek sê, dit gaan oor God. En hoor nou wat ek weer vir u sê, jy kan alleenlik die lewe verstaan as jy God begin verstaan. Jy sal die lewe nie verstaan nie, totdat jy God werklik in jou prentjie. Kom ek sê vir u, dis hoekom ons week vir week hier by mekaar kom, om ons voor te berei, om die woord te hoor en te hoor. Dis goed om 'n sportjie te klim, maar die leer na die bokant kan jou baie help. Want jy sien, ons probeer die sport vir sport, probeer ons klim na die bokant. Dis hoekom mense getrou is by die kerk en by die huis van die Here. Jy weet, my ma was 'n baie streng tannie, maar weet jy, my ma het gesê, en vandag verstaan ek die woorde beter, na al die jare, sy het gesê, my kind, 'n Christen is soos 'n boom, as hy nie water kry nie, gaan hy doodgaan. Stel jou hand so op, sê, Here, dis waar, ek moet bly water kry, ek moet bly in die dinge van die Here. Jy is deur God, vir God geskep. Dis jou grootste doel, wanneer ek en jy in 2016, jy kan hierdie preek dalk dink, ag, is die pastoor, ek wil iets anders hoor. Luister, ek gee vir jou goeie raad, om hierdie jaar af te sluit, en te sê, God het my en jou nog genade gegee, om hier te wees. Amen. En help my Here, help my huis, help my man, help my vrou, help my kinders, dat ons in die deel sal staan, sodat ek kan verstaan, ek is deur God geskep, maar ek is eintlik vir God geskep. Hoekom is jy geskep? Hoekom is jy hier? Wow, ek moet nou gou maak. Luister, jy's nie deur spekulasie hier nie. Spekulasie is 'n mog getroffe, ek hoop ek maak dit, ek sal maar sien wat gebeur. Luister, kom ek sê vir u, ek en jy as kind van God is nie op spekulasie nie. Ons is hier omdat ons 'n skepper God het en dat ons 'n openbaringskennis kry deur sy woord, wat hy vir ons sê en wat hy vir jou en my bedoel. Amen. Halleluja. Laat ek gou vir u sê, Dr. Hugh Moret, in 1988, toe skryf hy 'n boek, What is the meaning of life? Dis 'n goeie vraag. Ek dink almal wil dit beantwoord. Hy daag toe 250 skrywers en geleerdes uit, en hy sê, antwoord vir my die vraag, wat julle sê. What is the meaning of life? En toe sê hy, hulle het vir hom teruggestuur. Elkeen het sy opinie gegee. Een het gesê, miskien is dit. Ander het gesê, miskien is dit dat. Ander het gesê, ons weet nie. Ander het gestuur en gesê, as jy die antwoord het, stuur dit ook vir ons. What is the meaning of life? Dr. Moret, stuur hierdie dinge deur. Luister, weet jy wat was die konklusie, en ek gaan nou vir jou die antwoord gou gee. Hy het nie op spekulasie gewerk nie. Hy het gesê, jy moet werk op 'n openbaringskennis. Gaan nou vir jou gee, dan gaan jy net beter verstaan. Hebreërs 5:4 sê, as God jou roep, en almal is geroep, hoor mooi, dan sal hy die Here wees, wat voorsien, want hy is Jehovah, en hy is God. Hy het 'n verhouding met sy kinders,
oopmaak. Hy is die een wat die wysheid en die oplossings gee, en as 'n deur vir jou moet toegaan, sal hy in sy alwetendheid en in sy alwysheid die deur ook toemaak. Want hy weet, jy gaan dalk net jou voet stap. As ek net God kan glo, as ek net God kan verstaan, luister, dit sal hy wees wat jou sal opstel vir die regte strategie om jou oorlogie wat jy aan die gang het, te wen. Hy sal. Want jy sien, Hebreërs 5:4 sê, God roep, maar hy roep almal. In 2026 wil ek vir jou sê, lees en leer God se handleiding. Jy moet weet hoe die lewe werk. Amen. Jy moet weet wat jy moet doen. Jy moet weet wat jy moet vermy. Jy moet weet wat om te verwag vir die toekoms. En dan sluit Dr. Moret die antwoord af. En dan sê hy hierdie woorde, you have been wired by God himself to fulfill a certain purpose in life, and you will discover all of it in the holy word of God. Jy sien, die woord is nie spekulasie nie. Die woord is openbaringskennis. Om te weet, wat wil God vir my in hierdie jaar hê? By die Bybelskool het ons Efesiërs 1 ontleed, en ek haas my om dit vinnig klaar te maak. En die gevolgtrekking was, en ek noem gou 3 dinge wat ons uit dit uitgehaal het. Nommer 1, jy sal alleenlik jou lewensdoel verstaan deur God die Vader in Christus Jesus. God die skepper, nommer 2, het jou geken en jou beplan weer eens voor jou bestaan. Nommer 3, ons het 'n baie groter doel as nou vir die ewigheid. Maar hoor nou, dis belangrik. Die nou bepaal jou ewigheid. Het jy baie mooi gehoor wat ek jou mee wil inlei, nie om het hard vir jou te maak nie, maar sodat jy werklik vrede kan hê, geluk kan hê, want jy kan dit alleenlik in God hê. Jy kan jag, jy kan baie dinge hê. Ek sê jou eerlik. Ek het nou goed hier wat ek nou wil noem, maar ek dink ek moet dit eerder los. Miskien moet ek het sê, ek sê ou wat baie lyk van karre. As ek 'n kar gekoop het, eerste ry, dan voel ek eerlik, dit is wonderlik. Maar dit hou net 'n week. En ook weer 'n ou ding hier. Dink ek moet daar nie ene kry. Nou maar, ek bid die Here gaan my verlos, my vrou bid baie ernstig. Ek noem dit maar net vir jou, net om jou 'n voorbeeld te gee. Niks kan jou versadig nie. Het jy gehoor wat ek sê? Niks, net God. As jy wil gelukkig wees in die jaar, en jou blad moet groen bly, en jy wil vrugte dra, bly by die Here, en bly by jou God, want hy is die een wat dit gee. Halleluja, jy is nie per toeval op hierdie aarde nie. Hoor my, ek sluit dit maar klaar. Jy is nie per toeval voor die aand van 2026, en daar's 'n paar sekondes oor. Dan is ons in by 2026. Luister, jy is hier vir 'n rede. Jy is hier vir 'n doel. En jy is hier omdat God so besluit het. Jy is God se plan vir 2026. Ek weet ons is nou net in 2026, nou gaan ek hierdie skrif lees vir oulaas. En nou wil ek hê jy moet opstaan, jou oë sluit, en jy gaan weer luister na vers 2 en vers 6. En ek koppel die 2, sluit jou oë, luister. Ek self, sê die Here, sal voor jou uitgaan.
droogtes vir jou gelyk maak. Ek gaan koperdeure verbreek en ystergrendels sal ek stukkend slaan, sodat die ander kan weet dat buite my is daar geen een nie. Ek is die Here en daar is geen ander God buite my nie. Steek jou hande albei op, sê Here, ek wil hierdie skrif vat, Jesaja 45, uit die deelname van U is Here en U is God. Nou sê hy, vra my oor die toekomstige, vra my oor 2026, het jy gehoor meneer dame, luister vriendin, vra my, sê die Here, oor 2026, en dan sê die Here, en vertrou my, want ek is die Here, en los dit alles net in my hande. Steek weer jou hande op, saam met hulle wat die hande nog daai het, en sê, dankie Here, ek vertrou my lewe, ek vertrou my toekoms, ek vertrou 2026, in die hande van die Here God, word verheerlik in Jesus naam, en hy is God. Staan saam met my, net daar waar hy is. En nou vat jy jou broodjie, en jy sê, dankie omdat hy leef, sal ek oorwin, neem eet, dis sy liggaam. Dankie Here, dankie Here, so sê my formeerder, jy kan my vra, en jy kan my vertrou. Here, ons kan U vra, en ons kan U vertrou. En daarna dit, het hy ook gedrink van die vrug van die wynstok. En U kan dit nou neem, tot sy eer, en sy bloed, wat vir ons gestel is. Because He lives, oh, I can face tomorrow. Because He lives, oh, all fear is gone. Oh, because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth a living. God seën jou vir 'n nuwe jaar. Sê dit oor jou vrou en oor jou man. Sê dit oor jou kinders. Spreek dit uit oor mekaar. Sê luister, jy het die Here ingegaan 2026 met die nagmaaltafel. Dat Jesus lewe en hy leef tot aan alle ewigheid. Ons kon sy geboorte, kon ons herdenk nou. Ons herdenk sy opstanding, ons herdenk die graf wat leeg is. Ons dank die Here vir alles, want sy genade is groot. En almal wat die Here lief het, gee die Here eer in hierdie plek. Gee hom die grootste eer wat hy kan. Gee ons verlosser lewe, hy lewe tot ewigheid. Sy genade is hy groot, is die krag in sy ewigheid. Dis ons geloof. Hallelujah. Say, because He lives, I can face tomorrow. I can face 2026. And I know my God will provide, because He's a provider. He's my God, and He's my Savior, and He will deliver me. Hallelujah. Give the Lord all praise. Heel met eer weer, want hy lewe, omdat hy lewe, omdat God die skepper is, want hy het dit gemaak.
gaan dra dit oor in jou huis, in jou familie, jou vriende. En laat die Here nommer 1 wees. In hierdie jaar. Kom ons bou, mense. Mense, kom ons bou in die Here. Amen. Hy het jou beplan, maar hy het jou ook die geleentheid gegee om jou lewe te ontdek. As hy jou beplan het, wil hy hê jy moet ontdek hoekom jy in 2026 gaan. Voordat ek nou weer 'n hoofstuk begin. God bless julle. Laat ek namens myself, my vrou, vir u baie geseënde jaar toewens. Mag God se guns met jou in jou huis wees. Ek sê dit weer, mag God se guns oor jou en jou huis wees. Kan ek vir jou sê, mag die Here jou seën en mag die Here jou bewaar. Mag die Here dan ook sy aangesig oor jou laat skyn en mag hy jou al die genade gee. En mag die Here sy aangesig oor jou oplig en aan jou vrede gee. Vrede gee. Mag God sy guns oor jou hou.